Johannes hoofstuk 14. Baie welbekende skrif. Johannes 14 vers 1. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Het jy opgelet ek in 'n verkeerde sin gelees? Hy sê laat julle hart. Ek het gesê laat julle harte. Maar hy sê laat julle hart. 'n Mens het net een hart. Nou omdat ons sê die Here praat met almal meen ons harte. Maar die Here praat met my as die individu. Hy sê vir my, laat jou hart nie ontstel word nie. Jy gaan baie dinge deurgaan, maar moenie dat dit jou hart ontstel word nie. Moenie dat dit jou hart bedroef maak nie. Want hy sê glo in God, glo ook in my. En ek vat hierdie woorde asof die Here met my praat. Ek maak met my woorde wat die Here met my praat. Ek sit nou en ek luister na die Here. En die Here sê vir my, laat jou hart nie ontstel word nie. Daar's baie dinge wat 'n mens se hart ontstel maak. Daar's baie dinge wat 'n mens se hart droewig maak. Daar's baie dinge wat jou hart seer maak. Maar die Here sê, moenie dat jou hart seer gemaak word nie. Glo in God. Hoe baie kere is dit so moeilik om te glo wat die Here sê, maar kan maklik glo wat die mense sê. As ek nou dokter toe gaan en die dokter sê vir my, maar die meneer, jy het net 3 maande om te lewe. Kry jou huis in orde, want jy het net 3 maande om te lewe. Ek gaan hy woorde so ernstig opvat. Ek gaan vra, dokter, wat kan ek doen om my lewe te verleng? En wanneer die dokter my 'n voorskrif gee, dan hou ek by die voorskrif, because ek glo wat hy sê. Ek glo nie wat die Here sê omtrent my nie. En die Here sê glo aan God. Aangaan my lewe, my liggaam uiterlik vergaan. Ek glo aan wat die Here sê. Ek worry nie, al wys die tekens anders as wat ek glo. Ek glo wat die Here sê. Because die Here sê, glo in God. God ken alles. Hy weet alles. Toe die Here my geskape het, weet die Here hoeveel jare ek op die aarde gaan lewe. Hy weet hoe ek gaan
lewens. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Halleluja. 2 disippels van die Here, nadat hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Hy sê, die weg waar ek heen gaan, ken julle. Julle weet waartoe gaan ek. Thomas sê, Here, hoe kan ons die weg ken? Kan jy met die Here wandel en nie weet waartoe as jy op pad nie? Because hy sê, vir hoeveel jare het hulle saam met hom gewandel? Maar hier is iets, geliefdes, wat ek wil uitbeeld in hierdie 2 disippels se lewe. Miskien het die ander maar net gesit en daai in hulle gedagte gehou in hulle harte, maar niemand het die kans gehad om op te staan en die Here te vra nie. Maar Thomas sê, Here, ons ken nie die weg nie. Waartoe U gaan, ken ons nie. Ek gaan vir die vanoggend wys, geliefdes, wat die Here eintlik vir ons hier sê. Die 2de disipel vra, Here, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. Die Here sê, ek is so baie met julle. Het julle nie die Vader in my gesien nie? Het julle nie opgelet dat ek is nie hier om my eie ding te doen nie. Ek is nie hier om van myself te praat nie, maar ek is hier omdat ek gestuur is van my Vader. Hulle het nie opgelet nie. Miskien was hulle te besig met hulle eie agenda. Hulle volg die Here, maar hulle let nie op waartoe is die Here op pad met hulle nie. Nou die dag staan ek in die badkamer en die stem kom in my. Hou op, mense probeer oortuig. Net hy woorde. En ek ondersoek nou hierdie skrifte, ondersoek nou hierdie boodskap. En ek sê toe vir myself, is dit die Here wat nou met my praat of is dit my gedagte? Hou op, mense probeer oortuig. Sommige kere, geliefdes, kom die gedagte by my, ek wil mense oortuig dat ek is 'n pastoor. Die Here sê, hou op, mense wil oortuig. Mense moet jou vrug sien. Mense moet sien die waarheid in jou. Because die boom sal geken word. 'n Mens pluk nie lemoene van 'n appelboom nie. Maar hoewel daar 'n gesprek was tussen die appelboom en die lemoenboom. En die appel sê aan die lemoen, hoorie, ek is die beste vrug, because almal kies my wanneer dit 'n fruit salad is. Wanneer daar gepraat word, dan praat hulle van my, ek is die beste vrug. En die lemoen sit nou maar so en kyk, hy sê, alright, ek kom maar nou net in die winter voor. Maar hoorie, ek help die mense dat hulle nie verkoue kry nie. Die appel sê, ek help hulle met hulle digestive system. En so geliefdes, sê die Here vir my, moenie mense wil probeer oortuig nie. As die mense nie die vrug in jou lewe sien nie, then you have to go back to the drawing board and get the principles that will help you. En as ek so deur Facebook kyk, en ek kyk so deur TikTok, dan hoor jy net die ene sê, ek is apostel wie.
die apostoliese bediening, kan die apostoliese vrug aan my lewe gesien word, want ek is all over as die apostel, ek is all over as die profeet, dra ek die profetiese vrug wat pas by die roeping. Sommige kere, geliefdes, vooral wanneer ons uitreiking doen, dan probeer ons mense oorreed, of wil mense oortuig om die Here saam met ons te kom dien. En sommige kere raak ek offended, wanneer mense wil my sê, nee, ek wil nie nou die Here dien nie, maar ek wil jou oortuig, die tyd is so naby, die tyd is so kort, wil jy nie nou maar inkom en die Here kom dien nie, voordat jy sterwe. Die Here sê vir my, leave it to me. You preach the truth. You love the truth. And leave the rest to me. I will. Ek gaan nie oortuigende werk doen. Die Here sê hier as jy verder gaan lees. Die Bybel sê vir sy, die Here sê vir sy disciples, ek gaan julle nie alleen los nie. Ek gaan julle nie fees laat nie. Maar ek gaan vir julle die trooster stuur. Naamlik die Heilige Gees, om julle te lei en te leer. Maar daar is ook iets anders wat die Heilige Gees gekom het om te doen. Hoor jy, die beste leermeester is die Heilige Gees. Amen. En ons sê, experience is the best teacher. Experience is the best teacher. But let me tell you, the Holy Spirit is the best teacher. Because hy weet wat die woorde aangaan. Yes, Lord. Niemand kan iemand anders se hart sien nie. En is mooi wat die Here gedoen het. Because as ek jou hart moes gesien het, en jy my hart gesien het, hoor jy dan niemand op die aarde meer oorgebly nie. Ja. Because my hart dink iets anders. Maar die Here het dit so gemaak, dat niemand in mekaar se harte kan sien nie. Moenie probeer om mense, en ek vat die gelykenis van die Here. Hier staan die Here. Hy is met sy disippels vir hoeveel jaar, maar hulle sien nie die vrug van die Vader in hom nie. Waarom? Omdat hulle blind was en hulle kyk na die verkeerde dinge, hulle die Here gevolg vir verkeerde redes. En daarom kon hulle nie sien, die Vader is in hulle midde, maar die lewe is in hulle midde. Al wat hulle nodig gehad het, is net om te touch en soos hulle in Engels sê, tap into the resources. Because hier is die grootste resource van lewe by hulle. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Maar hulle sien nie die Vader in hom nie. En sommige kere, geliefdes, in ons Christenwandel sal mense nie die goeie dinge op die Vader sien totdat jy die lewe verlaat het. Hulle sê, you only miss something when you don't have it anymore. En hier sit die Here, en hy wil duidelik vir die disciples, vir Filippus althans. Ek is een met die Vader. Ek en die Vader is dieselfde. Because ek het nie gekom om my eie ding te kom doen nie. Ek het nie gekom om julle beter te laat voel nie. Ek het nie gekom om julle 'n voorspoedige en 'n suksesvolle lewe te gee nie. Ek het gekom om julle lewe en meer as oorvloedig te gee. Amen. Lukas hoofstuk 16. Vers nummer 5. En nou gaan ek na my, nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waarheen gaan ek? Het hulle nie eer die 14de hoofstuk gesnap? Because die Here sê, nou gaan ek na hom toe wie my gestuur het. Ek was gestuur na die aarde toe. Ek het nie gekom om myself te kom verdedig nie. Ek het nie gekom om myself te vertoon nie, maar die Vader het my gestuur. And it's only right dat ek gaan nou terug na hom wie my gestuur het. En ek let op die lewe van Christus. Nie een keer het Christus homself voorgestel as die Messias nie. In fact, dit in Matteus, ek is nie presies seker waar dit is nie,
Maar die Bybel sê die Here vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Hy toets die mense se gedagte omtrent hom. Hoe sê die mense wie is ek? En hoor die een staan op, hy sê, Here, u is. Hulle sê, u is Elia. Die ander sê, u is 'n profeet. Die ander een sê, Here, hulle sê, u is Johannes wat uit die dood opgestaan het. Die Here sê, maar julle 12, wie sê julle is ek? En Petrus staan op, hy sê, Here, u is die Christus. Met ander woorde, u is die Messias, die seun van die lewende God. En die Here sê vir Petrus, vlees en bloed, het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader in die hemel. Maar Petrus en julle almal hier, moet vir niemand sê, ek is die Messias nie. Waarom het die Here nie homself as hierdie wonderlike Messias voorgestel nie? Because hulle moes die vrug gesien het wat in hom is. Hulle sê, action speaks louder than words. Met ander woorde wat hulle eintlik vir ons sê, geliefdes, wat in die skrif is, die Here verbied sy disippels, hy sê, moet vir niemand sê nie. As iets mooi, because ek het die Messias ontmoet, kom kyk die Messias, die Here sê, moet vir niemand sê nie, because my tyd is nog nie reg nie. So baie kere is ons hastig, geliefdes, om erkenning te kry, en te vra, en ek voel glad skuldig, ek voel glad sleg, as mense my nie die erkenning gee wat ek verdien. Because ek voel ek verdien dit. Ek het eendag by 'n begrafnis staan ek en ek ontmoet iemand wat ek baie jare laas gesien. En toe hierdie persoon groet, toe kan ek hom nog as evangelis, hy was die pastoor. En ek sien die man se gesig change toe ek hom adresseer as evangelis. En hy sê vir my, ek is al jare gelede verordeneer as pastoor. Jy sit nou nog by evangelis. What I'm trying to say, vanoggend geliefdes, laat jou vrugte praat en jou mond stil wees. Dawid sê, Here, sit nou wag vir my mond, dat ek net die nodige woorde sal spreek. En die lewe van Christus is vir ons 'n spieël. Hoor jy, al sal mense my ook nie as pastoor erken en doen. Ek weet wie ek is in Christus. Ek het nie validation van mense nodig nie, because ek weet wie ek is in Christus. En ek sal nie offended voel nie. Al noem jy my op my naam, al noem jy my op wat se naam, because I know who I am in Christ. Ek het nie nodig om mense te oortuig, 'n plakkaat op te sit en sê, hoorie, this is the wonderful healer. Bring the sick, bring the marginalized, bring the poor, because I am here. It is not about me, it is about Him. Amen. Amen. Moenie mense probeer oortuig nie. Ek gaan nou mense probeer oortuig en sê, hoorie, ek het 'n graad, ek het gestudeer, hoorie, ek het 'n Bybelskool sertifikaat, daar hang my sertifikaat, because ek het gestudeer, ek is die persoon. Maar die Here sê vir my, ek sê nie jy moet dit doen nie, but He said to me, moenie probeer mense oortuig dat jy hierdie persoon is. Because hierdie 16de hoofstuk sê die Here, die Heilige Gees gaan kom om te oortuig. Hy sal oortuig. Ek lees in die woord van die Here, ek dink dit is Handelinge 26. Die Bybel sê Paulus word gevangen geneem en Paulus beroep hom na die keiser. Maar voor hy by die keiser kom, moet hy by Agrippa verbykom en hy moet by Festus verbykom. Die Bybel sê toe Paulus in die hof verskyn voor Agrippa. Agrippa sit aan hierdie kant op sy troon en Festus sit aan hierdie kant. En hulle luister na Paulus. Paulus sê vir hulle, julle weet ek is 'n geleerde man. Julle
kom ek deel dit met julle. Ek was op pad om die kerk van God te vervolg. Tot op die dag toe 'n helder lig uit die hemel skyn en my verblind en van my perd afslaan. Toe opstaan toe ek blind en die Here sê vir my, gaan na hierdie persoon, ek gaan vir jou hande opleg. Paulus het 'n oorredende boodskap gebring. Maar die boodskap was so oorredend dat Agrippa opstaan en hy sê, Paulus, byna het jy my oortuig dat ek 'n Christen moet word. Jy sien, ons woorde gaan mense byna oortuig, maar as die Heilige Gees van die volbraakte oortuiging werk, because hy ken die hart. Ek kan vir u vanmôre sê, al die mooi woorde, al die blessings in die woord van die Here vir u oplees. You are blessed when you go out. You are blessed when you come in. But it is the Holy Spirit wat hy woorde 'n werklikheid in jou en in my lewe maak. Amen. Vanmôre is ek hier, geliefdes, om vir u te sê, moenie mense probeer oorreed om jou te aanvaar vir wie jy is nie. Wees jouself, preek die waarheid, as almal teen jou draai, staan vir die waarheid, because as die Heilige Gees wat mense se siening omtrent jou verander. As ek ook nou 'n miljonair is en elkeen van julle 100 rand gee elke Sondag om in die kerk te wees. Maar as ek daai 100 rand elkeen, dan kom mense nie om die woord te hoor nie. Hulle kom vir die 100 rand, because die 100 rand gaan ek nou, ek het klaar my budget uitgewerk op 100 rand. Ja. My oggend as ek nie meer 100 rand het om te gee nie, dan laat niemand wat opkom nie, because die motief was die 100 rand. Laat mense jou aanvaar vir wie jy is. Yes, Lord. Laat mense jou sien vir wie jy is in Christus. Because is die Heilige Gees wat presies weet wat in elkeen van ons harte aangaan. He knows what we need. Ek kan vir u baie stories vertel, maar geliefdes, dit is stories wat jou tydelik gaan beïndruk omtrent my. Wanneer jy net 'n negatiewe storie hoor, dan gaan dit wees. Jou persepsie omtrent my gaan verander. Maar as die Heilige Gees jou oortuig, hoor jy, hier is iemand wat staan in die waarheid, bly met hom, dan bly jy met hom. Because as die waarheid wat jou vry maak. Amen. Ek kyk nou baie kere in die commissions en ad hoc committee, hoe mense, as hulle gevra word vir die waarheid, hulle kan nie die waarheid onthou wat hy gister gesê het. Dan vra die persoon vir hom, hoor jy voor Easter, het jy so gesê? Na Easter sê jy so. Jy sê jy het nie nodig om die waarheid te onthou nie, want die waarheid lewe jy. Ek het nie nodig om die waarheid af te skryf en te sê, as hulle my vra, gaan ek so en so en so en so sê. Because die waarheid, as 'n spreekwoord wat sê die waarheid staan soos 'n paal bo water. Hy water kan kom, maar hy waarheid staan, daar staan nie. En hy water gaan sakke, dan staan die waarheid daar nie. Vanmôre wil ek vir u bemoedig, geliefdes. Moenie probeer om mense te oortuig. Wanneer die Here jou gebruik in die area van genesing, en elke keer wanneer jy bid vir mense, word hulle gesond. En daai dag wanneer jy bid en hulle word nie gesond nie, dan gaan mense die goeie dinge wat jy gedoen het vergeet. Because genesing kom van die Here, dit kom nie van die profeet nie. Amen. Die Here gee daai gawe en die Here kan daai gawe weer terugvat. So wil ek u vanmôre bemoedig, dierbares. Mense het 'n persepsie omtrent elke een van ons. Yes. En is so hartseer dat mense maak soms 'n persepsie omtrent jou net by die eerste ontmoeting. Ja. En die persoon is nou nie so wat ek gedink het. Ja.
Maar die dag was ek in my vrou uitgenooi na 'n party, toe daar kom, kyk wat die name in. Ek sê meneer man, nee, ek is Patrick. Hulle soek Patrick in 'n kring. Sê, alright. Toe kom iemand van binne af en hulle sê, hallo pastoor. Hy sê, as jy 'n pastoor? Hy het my nie gesien as 'n pastoor nie. Miskien is my vrug nog nie so duidelik dat hy my kan sien en herken nie, but that will not change my perception. Ek moet nou harder werk sodat mense my lig kan sien. My lig moet nie onder die maatkamer gestoor word nie, maar dan moet jy op die stander kom. Ek gaan nie rondgaan. As ek gesê het ek is pastoor, dan sou hy gou my naam opgespoor het. Maar ek introduce myself nie as pastoor nie. Amen. En so wil ek hier vanmôre sê, geliefdes, ons word gekyk en die wêreld het 'n persepsie omtrent die kerk. Broer Tine vanoggend gesê, die man sê ek loop nie meer kerk nie. Hy het iets gesien in die kerk of iets ge-experience in die kerk wat hom nou as het ware nie bang maak nie, maar hy is resentful teenoor die kerk. En dit gebeur, geliefdes. Ons kry seer op die pad. Dit maak nie saak wie jy is nie. Jy kry seer op die pad. Soms deur woorde, deur optrede, soms deur my eie besluite. Maar nietemin, die Here sê moenie probeer om jouself. Kyk, die Here Jesus, toe hy op aarde gewandel het, hy het nooit homself as hierdie groot geneesheer voorgestel. Sy vrug het gepraat van wie hy was. Johannes 3 kom Nicodemus na die Here toe in die nag. En Nicodemus sê vir hom, Nicodemus is 'n geleerde man. Hy het die wet geken. Maar hoe adresseer hy die Here? Hy sê, Here Jesus, ons weet dat u van God gekom het. Hoe weet ons dat? Because jy het nooit gesê, ek is van God en julle moet doen wat ek sê. As julle nie doen wat ek sê, gaan ek vuur in die hemel roep om julle dood te slaan nie. Hy sê, want niemand kan hierdie dinge doen wat u doen, as God nie met hom is. Hy het toegelaat dat mense van hom getuig en gesê, hierdie is die groot geneesheer. In Johannes hoofstuk, is dit die tweede hoofstuk, word die Here uitgenooi na 'n bruilof. En die Bybel sê, terwyl hy daar by die bruilof is, toe raak die wyn op. Mense gebruik dit baie kere vir al die mense wat lief is vir drank. Sê die Here het wyn gemaak, so wat jy wil my sê, maak nie saak, die Here het wyn gemaak. Toe raak die wyn op. En hulle hardloop rond. Nou, vir die bruid en die gom was dit 'n vernedering. Die wyn raak op en hulle het nog baie mense wat nie bedien was. En vir hulle was dit 'n verleentheid. I mean, as jy hierdie ou is en jy berei 'n party voor en die mense kom daar as nie genoeg kos nie. Dink wat gaan die koerante sê? Dink wat gaan die TV sê? Dink wat gaan Facebook sê? Omdat by die so-called groot party, maar daar was nie genoeg kos nie. Hoor jy, die moeder van Jesus kom na hom toe en fluister in sy oor. Hy sê, daar is nie genoeg wyn nie. Hy sê, wat het dit met my te doen? Dit klink so kras, ne? Wat het dit met my te doen? As was nie my party. Waarom moet ek nou worry? Maar hoor jy, die Bybel sê, sy gaan na die mense toe, sy sê vir hulle, as die man vir jou enige iets sê, doen dit wat hy sê. Because sy het geweet, dat die kind is, alhoewel sy hierdie kind in die wêreld gebring het, die kind gevoed het, die kind groot gemaak het, die kind is nie van hier nie, die kind is van die hemel. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En hy sê, gaan maak, hy kan vol water. Die mense het eintlik water gedrink, maar hulle dink is wyn. Hulle tastebuds het verander in wyn. Hulle het nie regtig wyn gedrink nie, want nie een van hulle dronk
sê nou nie dink nie, maar dit is nog maar my. Hulle het water gedrink, because reg van die tap af, kom die kanne, en die word hier neergesit. Toe sê die mense, hoekom bere jy die beste wyn? Daar was iets voor met hulle tastebuds. Hulle het water geproe, maar die water was so soet, dat het so wyn gesmaak het. Geliefdes, kom ek vra by jy, was jy al so honger, en vandaag sonder kos, dan wanneer jy 'n stukkie droë breinbrood eet, dan voel hy brood soos Kentucky. Het jy dit al oorgekom? Hoor jy, ons het baie swaar gekry. Ek gaan my eendag vertel hoe swaar het ons gekry. Ek gaan die eendag vertel. Baie dae, dan is daar nie kos. En ek weet nie hoekom, ek het nog altyd so gesit en kyk my. Hoekom het die arme mense altyd sulke klomp kinders? Daar is nie genoeg kos vir die 3 nie, maar ons er nog 3. En dan nog mense wat kom intrek op by die huis. Ons is arm, maar hoor jy, ons sukkel en ons trek iemand nog in op boom die arm. Wat ek ook alle dag vir myself sê, joh, ek weet nie, is daar iets fout met die oude mense op is. Maar in die dierbares, as jy by die huis kom, dan is daar niks in die kas nie, daar is niks. As die my suster my sê, gaan haal my oma, dan vraag jy 'n bietjie meel. Dan gaan jy by my auntie, dan gaan vraag jy 'n bietjie sout. Dan gaan jy van my auntie af, dan vraag jy by die auntie 'n bietjie vet. Want het gaan nou pap en vet eet. Ek moet nou so loop en vraag. Nie een wat die ander kinders was gewillig om te gaan. Hulle sê ons gaan liewer sterwe van die honger. Ek sê ek sal nog nooit sterwe van die honger. Ek stap ek hier op na my oma toe sê vir oma. Maak en maar asseblief ons 'n bietjie meel gee. Alright, dan maak maar haar plastic. Maak of wat meer wil ek poesie die lewe in. En weet jy, met hy meel, ek gaan met hy meel agter my rug kom en my auntie, my ma vrou kan auntie nie vra net 'n bietjie sout gee. En die auntie nog eers weer, ek het ook self nie sout nie. Waar moet ek nou sout kry? Maar dan gee sy, want ek moet hy sout, dan kom ek op die huis en sê ek vra nie sout. Net om uit te vind, daar is nie paraffine in die primer om pap te maak nie. Daar is nie water om warm gemaak te word nie. Hoor jy, daar staan ons van daar buitekant rond, oorkant ons hy was 'n oop vlak gewees waar die fit mense se beeste gevee het. Dan gaan tel ons hy miskoeke op. Van hy miskoeke, dan kom ons hier. Ek sê jou, jy is honger. Jy voel ook, jy kan enige tyd omval van die honger. Maar as hy pap en vet gekom het, dan broeders soos Kentucky. Die Here het ons gevoed. En daarom sê ek, daar was iets wat met hulle tastebuds. Maar niet aan mijn geliefdes. En dit is die boodschap waarmee ik vanmorgen voor u wil komen. Halleluja. Je ziet, je moet nooit jezelf voorstellen als die persoon. Because die Here gaat jou. Als die Here jou opgelig het, gaan jy daarboven bly. As die Here jou elevate, God will make sure the whole world will know about it. Amen. En dit is met bemoediging vanmorgen. Een keer het die Here homself voorgestel. Ek verkyk my altyd so as ek die prent te sien. En miskien is dit nie verkeerd nie. Wanneer ons sê aan evangelis, maar sy tent kom en dan word daar opgeplak. Hoor die evangelis so en so gaan, bring die siekes. Asof hy die persoon is wat genees. Die Here doen die werk. En as die Here jou daai gawe gegee het, thank God for it. Run with it. Maar jy sien, in die woord van die Here lees ek in die week, het ek gestudie die boek van Kronieke. Lees ek van 'n koning met die naam van Jehoshaphat en Agab. Die Bybel sê Agab was die koning van Israel en Jehoshaphat is die koning van Juda. By hierdie geleentheid toe die koninkryk van Israel verdeel. Hoor jy, Juda sit hier met 2 stamme. Die res van die stamme is by Israel. Daarom word hy die koninkryk van Israel. Toe is die koninkryk van die suide en die koninkryk van die noorde. En Jehoshaphat, geliefdes, was magtiglik deur die Here geseën, so dat hy oorwinning behaal het
van Israel sê vir hom, hoor jy is 'n waarlike man wat die Here jou geseën het. Ek wil oorlog aan maak teen Goliat. Gaan jy saam met my? Sometimes moet jy ook check met wie jy online. Check met wie loop jy. Check wie is jou vriend. Yes. Die Bybel sê Jehoshaphat sonder om twee te dink sê hy vir Agab. Agab word gesien as die koning wat hy was worse dan al die konings. Goddeloos. Hy was die man van Jezebel. En Jehoshaphat sê ons gaan. My volk is jou volk. Wat jy gaan ons gaan. Maar Jehoshaphat sê vir Agab, doen my een guns. Kom ons raadpleeg die Here. Kom ons vra vir die Here. Sal ons voorspoedig wees. En hoor jy, Agab bring 400 profete. 400 profete sê, o koning, hardloop met die ding. Die Here gaan jou oorwinning gee. Hardloop met die ding. Die Here het hy mense klaar in jou hand gegee. Jehoshaphat sê, ek hoor wat hierdie 400 profete sê. Maar omdat hy, dit is nou my woorde, dit staan in die Bybel nie, die gees van onderskeiding gehad het, sê hy vir Agab, is daar nie nog een nie. Ek hoor die 400, maar hoor jy, daar is iets wat my nie lekker sit nie. Ek kan nie aanvaar, hoor jy, dat die mense so praat. En die koning sê, ja, daar is een, maar ek haat hom. Die man praat nooit in my guns nie. En ons lewe nou in die tyd waar jy wil hê mense moet in jou guns praat. Mense moet profeteer in jou guns, hoe voorspoedig jy gaan wees, hoe ryk jy gaan wees en hoe geseën jy sal wees. Ja. Wanneer jy die waarheid praat, dan word jy gehaat. Die Bybel sê toe, draai Jehoshaphat om en hy sê vir Agab, moenie so praat nie. Hy sê, ja, daar is. Hy praat nooit goed nie. En hy stuur sy man, hy sê, gaan haal vir Micha. En sê vir Micha, die koning soek hom. Toe Micha kom, die Bybel sê, toe sê die manne wat samen vir Micha bring. Hulle sê, maar die 400 profete het goed gepraat. Hulle het aan die gans gepraat van die koning. Moet nie jy nou met 'n ander storie kom nie. Moet nie jy jou eie ding wil doen nie. Val maar in by die rest. Sometimes is die rest verkeerd en een persoon is reg. That's why I've got a problem with democracy. Because hulle sê democracy, majority rule. If the majority vote for something that is wrong, that thing will go through. Die Bybel sê, toe kom Micha, en Micha sê, ja koning, die Here sal hom in jou hande gee. Hy sê van Jehoshaphat, hy gesien, ek sê jou, praat die waarheid. Toe hoor die Micha sê, ek sien die kinders van Israel verstrooi soos 'n herder, so skape wat geen herder het. Hulle lyk die. En hy draai om na Jehoshaphat. Hy sê, sien jy, waarom wil ek nooit na die man luister? Die man praat nie goed nie. Hy sê, praat dit wat die Here sê, maar hy wil nie aanvaar wat die Here sê nie. Hy wil aanvaar wat hierdie 400 valse profete sê. En hy sê vir sy offisiere, van die man, en gaan sluit hom toe. En julle gee hom net brood en water, totdat ek terugkom. Micha sê, so waar o koning, as jy terugkom en hy oorlog af, dan het die Here nie met my gepraat. He was sure, die Here het hom hierdie woord gegee. Hy sit sy kop op 'n blok. As jy terugkom aan die oorlog af, dan het die Here nie met my gepraat nie. Micha het nie voor gestaan en vir hom hierdie wonderlike profeet gehou nie. Hy het laat sy vrug praat. Die Bybel sê, toe die koning weg en die koning kry die idee. Hoor jy, ek gaan my koninklike kleed uittrek en Jehoshaphat, jy trek jou koninklike kleed aan en ek gaan as gewone soldaatklere aantrek. Because as hierdie mense aanval, dat hulle nie weet ek is die koning. Die Bybel sê, toe trek hy sy soldaatklere aan en hy gaan. En hulle jag agter Jehoshaphat aan. Toe hulle hom aan die hande kry, toe sien hulle, maar dis nie die man wat ons soek nie. Los hom dat hy gaan. Maar hoor die een man, een soldaat,
begin net met sy pyl te skiet. Hy skiet dit in die lug op. Toe hy pyl los, trek hy pyl hier teen die lug. Guess wat wie tref hy? Agab. Hy slaan vir Agab, daar waar hy nie protected is. Hy slaan hom tussen hy skouers. The next thing to say was hy reg. Die man wat hom ry sy drywer. Hoorie, ek is gewond. Asseblief maak dit ons vinnig. Maar die oorlog was so hemel dat hulle kon hom nie vinnig wegkry nie. The next thing to sterwe Agab. Toe hulle terugkom, toe sê die mense die woorde wat Micha gespreek het was waar. Dit mag maar vanmorgen met u bemoediging wees. Geliefdes, be yourself. Don't follow the crowd. Follow the truth and follow the voice of the Lord. Die Here sê, jy sal baie stemme agter jou hoor sê, gaan links of gaan regs, maar luister na die stem van die Here. En so, geliefdes, die Here sê, wanneer jy wil probeer mense oortuig, dan wil jy die werk van die Heilige Gees doen. Wat moet die Heilige Gees doen? Want hy het gekom om mense te oortuig. Nou wil ek mense oortuig, hoor ek is 'n pastoor, ons in kerk is daar en ons is soveel lede, en hoor ek het gestudeer in Wits University, ek het gestudeer in whatever. Dan wil ek die eer kry, en God moet dan op een kant staan, because die eer kom hom nie meer toe. Jehoshaphat, en dit is wat ek weer wil afsluit. Die Bybel sê toe word Jehoshaphat geseën deur die Here. Want hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Maar Jehoshaphat, toe hy terugkom aan die oorlog af, toe hardloop die profeet hom tegemoet. En die profeet sê vir hom, Jehoshaphat, die Here is baie ongelukkig met jou. So wat het ek nou gemaak? Hy sê, jy het jou gaan skaar by 'n persoon wat die Here ongehoorsaam is. Jy het 'n alliance gaan vorm met 'n man wat die Here nie dien en wat die Here se woord veronagsaam. Jy het 'n alliance gaan vorm met Agab, die goddeloosste van alle konings van Israel. En die Here sê, ek gaan vir jou dissiplineer. Maar jy het iets goed, because jy altyd die woord van die Here bewaar. Hoe is dit dat jy nie hierdie kant gesien het nie? Hoe is dit dat jy hierdie punt gemis het? Because die Here sy aangesig verdraai van Agab af. Onthou jy, toe Agab vir, wat is die man se naam? Wie se grond hy gevat het? Toe profeteer die Here was vir Elia. Toe Elia weghardloop. En Elia, geliefdes, die boodskap moet hoor. Nadat hy die Baal profete doodgemaak het. Toe sê Jezebel vir hom, so wat jy die profete doodgemaak het, so sal jy môre dood wees. En die Here sê vir Elia, ek wil hê jy moet vir Jehu gaan salf, jy moet vir Elisa gaan salf, en jy moet nog iemand gaan salf. Ek is net in die naam ontgaan. Because hierdie mense, Agab is veroordeel, en Agab het die kinders van Israel geneem om afgode te aanbid. En toe Agab geliefde sterwe, die Bybel sê, althans Jehu, toe hy kom en hy sien vir Jezebel op die balkon staan, toe sê hy, wie sal met ons is, gooi haar af. Nou die Here het geprofeteer en gesê, die honde gaan haar bloed. Sy sal nie in 'n graf begrawe word. En jy gaan vorm 'n alliance, is net so goed, jy gaan vorm 'n alliance met die vyand van die Here. En dit was Jehoshaphat se ongelukkige deel van sy lewe. Hy het goed gedoen, hy het oorwinning behaal, maar die ongelukkige ding wat hy gedoen het, was hy het hom gaan skaar met die vyand van die Here. Ek sê maar met die vyand van die Here. Want die Here het gesê, hulle sal nie in 'n graf begrawe word. So wil ek hier vanmôre bemoedig,
Laat ons vrug praat, laat ons werke praat. As aan die mense moet wat sê, as die werke praat, gaan 1 of 2 gaan sê, hoor jy ek ken hy man so nie. Hoor jy ek ken hy vrou so nie. Because die Here, geliefdes, het ons geroep by die naam, en hy ken elke een van ons. May you be blessed this morning. In Jesus' naam. Kom ons sê die woord, en ons bid die woord. Die Vader, onze vriend, baie dankie vir die woord. Help ons, die Here, terwyl ons op hierdie aarde wandel. Reg, Here, het wat daar gewees, dat ons sal, Here, teëspoed kry. En Here, die woord sê moet vee hom wie die teëspoed veroorsaak. Maar help ons, Here, gee ons krag om staande te kan bly. Soms verstaan ons nie alles nie. Soms, Here, redeneer ons, omdat ons dit nie mooi verstaan nie. Maar help ons dat ons in ons redenasie nie teen U sal sondig nie. Maar Here, dat ons 'n oop en 'n wonderlike gemoedsrus sal kry, dat U sal vir ons veg. U sal vir ons stry. U sal vir ons help. Mag U vanmôre, Here, U kinders seën. Mag U ons bewaar en beskerm. As daar tye was, die Here, waar ons onsself probeer verhoog het, dan bid ons dat die Here ons sal vergewe, want ons is ons klei in U hande. Vorm ons na U wil in die naam van Jesus Christus. Baie dankie. Amen. Die Here seën U geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met U bly tot die Here kom om te kom haal ons sy lewens. Amen. We ontmoeten vandag aan 7 uur in die gebedsessie. God bless you. Thank you.